verskriklike sondige wêreld waarin hulle gewoon het. En tussen hierdie mense gaan woon die Christene. En nou moet hulle tussen hierdie mense woon. En my baas vir wie ek werk, is 'n absolute heiden, wat absoluut goddeloos lewe. En hy gee vir my opdragte, en ek moet hom gehoorsaam. Hy betaal my salaris, hier moet ek woon. En dis moeilik. En die Christene kry swaar, hulle word uitgebrei. Hulle is mense met ander oor wie hy skryf wat swaar kry. Dis mense wat met baie vrae het, hoekom? Hoekom lei ons al hierdie net omdat ons Jesus aangeneem het? Ons het die Here Jesus aangeneem en kyk wat gebeur nou met ons. Kyk hoe sleg gaan dit met ons. Ons het nie gedink dit gaan gebeur nie, maar kyk hoe sleg gaan dit met ons. En ons verstaan dit nie alles nie. Waarom gebeur al hierdie dinge met ons? Ons kan dit nie verstaan nie. En dis baie keer vandag ook nog vrae van mense. Wanneer iets gebeur wat verkeerd is, vra, waar's die Here nou? En ek dink hulle het dit ook gevra, nou, maar waar's die Here dan, wat ons aangeneem het? Hoekom sorg hy nie vir ons? Hoekom gebeur al hierdie dinge met ons? Hoekom gaan dit sleg met ons? En dan wonder hulle. En weet julle, toe ek so daaraan dink, toe dink ek aan 'n beeld, die van julle wat TV kyk, voetspore van Johan Badenhorst. Dis vir ons lekker om dit te kyk. En met hulle een toer deur Suid-Amerika, het hulle deur Peru getoer. En toe hulle in Peru kom, toe besoek hulle die woestyn daar, en dan besoek hulle die plek waar hierdie, die Nazca woestyn word het genoem, besoek hulle hierdie plek waar al hierdie beelde in die woestyn is. En toe kyk ons daarna en toe dink ek daaroor, dis deur 'n ou Nazca beskawing is hierdie beelde gemaak op die grond. En hulle weet nie presies vandag nog wanneer het dit gebeur, wie dit gemaak, hoekom het hulle dit gemaak nie. Is dit sterrebeelde, wat beteken dit? Maar reusagtige beelde, soos daai spinnekop is kilometers lank en wyd en hoog. Maar vir duisende jare nou al bly die mense daar. En het hulle nooit verstaan wat is die wat hulle hier sien nie. Want die woestynse grond het hulle so weggegrawe, dan kom die ligte grond onderuit, en dan maak dit hierdie beelde. En hulle het maar by hulle self begin dink, miskien was dit leifvore van die ou dae, wat hulle tuine nat gelei het, want hulle sien maar net hierdie de mekaar voortjies, so goed wat hier loop. Hierdie ouens het dalk groente hier geplant, en tyd toe dit dalk nog gereën het hier. En dit moet seker leifvore of iets wees. En toe, in 1939 het Dr. Kosok van die, ek het sy naam hier kry, ek het dit neergeskryf, van die Long Island Universiteit, ek het die naam nou vergeet, van die Long Island Universiteit vir die eerste keer gaan navorsing doen daar. En toe vlieg hulle met 'n vliegtuig op 'n hoë hoogte bo-oor. En toe vir die eerste keer in die geskiedenis, toe sien hulle, maar dis beelde. En hierdie beelde maak sin, dis verskillende beelde wat hier uitgebeeld word, wat hier onder in die woestyn is. Vir al die duisende jare wat die mense nou daar bly, hulle het nie idee wat hier aangaan, hulle verstaan niks hiervan nie. En toe kom Dr. Kosok en hulle vlieg daaroor, en hulle neem foto's, en vir die eerste keer sien hulle maar hier is een of ander sin hierin. Vandag nog verstaan hulle nie presies hoekom, wat, waar nie, maar hulle kan daarom weet, dis nou so, en dit word bewaar as 'n wêrelderfenisgebied. Maar toe laat dit my dink, is dit nie hoe die Bybel werk nie? As 'n mens die Bybel sou vat, en jy lees net 'n stukkie in die Ou Testament, en 'n stukkie daar, en 'n stukkie daar, en 'n stukkie daar, en 'n stukkie in die Nuwe Testament, dan voel dit vir 'n mens baie keer asof, dis byna soos losstrepe in die geskiedenis, wat eintlik nie vir jou sin maak nie. Ekskuus tog, hy moet teruggaan. Wat eintlik nie vir jou sin maak, hoekom is dit daar nie? Hoekom bestaan hierdie goed nie? Hoekom het hierdie profeet so opgetree? Hoekom het hierdie profeet so opgetree? Hoekom het hierdie koning so opgetree? Hoekom het hierdie koning so opgetree? Hoekom het hierdie mense swaar gekry? Hoekom moes Josef in 'n tyd van hongersnood verkoop word, vir jare weg van sy pa en sy gesin af wees, Egipte toe? Maar dan later,
dan is dit asof die Here ons as 'n ware optel, 'n bietjie van sy kant af effens laat kyk, en ons sien maar, daar was 'n rede hoekom Josef se broers hom verkoop het. Daar was 'n rede hoekom hy doodgemaak is nie, hoekom slawehandelaars hom gekoop het, hoekom hy in Egipte beland het, hoekom het met hom sleg gegaan het, hoekom hy in die tronk beland het, hoekom hy 'n droom kon uitlê, en hoekom God met 'n lang pad om, jare later, vir sy volk kon voorsien brood om te eet. En Moses hulle kon uitlei. En dan begin die prentjie vir ons bietjie meer sin maak. Toe dink ek, dis amper soos Paulus skryf in 1 Korintiërs 13. As hy so na alles kyk en sê, ek verstaan dit alles nie mooi nie. Dis vir my soos 'n spieël in 'n raaiselagtige beeld. En sê maar eendag van bo af sal ons kyk en dan sal ons van aangesig tot aangesig sien en dan sal ons verstaan. Ek dink baie keer lyk ons geskiedenis amper soos 'n tapisseriewerk wat jy van die onderkant af kyk en jy sien net al hierdie losdrade. Maar eendag sal jy van bo af kyk en jy sal die prentjie kry. Hoekom moes daai een sterf? Hoekom moes daai swaar kry? Hoekom dit, hoekom dit, hoekom dit? En ek dink Petrus probeer so bietjie van dit doen. Petrus styg as dit ware amper soos in 1939, bietjie op boontoe met 'n vliegtuig, maar hy doen dit deur die Heilige Gees en hy sê vir hulle, verstaan bietjie, wat gebeur met julle? Dink vir 'n oomblik aan Jesus Christus wat julle aangeneem het. Dink aan sy lyding. Dink aan sy vernedering. Dink daaraan, as jy saam met Jesus loop, soos die disippels saam met hom geloop het hulle geen sin uitgemaak van waarom nie. Dis die Messias, hulle weet dit nou, en hy kom. Hoekom gryp hy nie 'n swaard en maak dit hulle om soldate bymekaar, en hulle neem hierdie land in besit, en hulle beveg hierdie land, en hulle neem oor nie? En hulle sê vir hom, Here, hoekom wil u loop Jerusalem toe? Hulle soek die lewe daar. En dan gebeur dit. En ek dink nie dis net ook omdat hulle bang was nie, ek dink die aand voor sy dood, wanneer Petrus hulle almal vlug, en Petrus hom verloon en die ander weghardloop, dan is dit omdat niks vir hulle sin maak nie. Hierdie vernedering wat hulle Here moet deurgaan, wanneer hom in Kajafas se paleis gesel, en later in Herodes se paleis gesel. Maar dink aan Jesus dan sy verheerliking. Dink daar het 'n dag gekom, dat God hom laat toegelaat het om op te vaar hemel toe. En dink daaraan, hy sit vandag aan die regterhand van die Vader, en hy regeer hierdie wêreld. Nie die keiser in Rome nie, nie die ANC in Suid-Afrika nie, nie Putin in Rusland nie, nie Amerika, Trump nie. Jesus regeer die wêreld, maar hy laat mense toe in hierdie wêreld. En dit begin die sin bietjie meer uitmaak vir hulle. Dirkie Smit het geskryf en hy het gesê oor hierdie gedeelte toe gaan lees. Toe sê daar's 3 groot versoekings wat mens voor moet pasop in 'n tyd van swaar kry. En hy sê die eerste versoeking is om toe te gee aan kompromieë. Dan was maar so 'n spreekwoord, when in Rome, do as the Romans. En as jy nou in Rome is, maak jy die Romeine. En die Christene kon ook gekom het en daar in Kappadosie gesê het, en in Pontus en Galasië in Asië gesê het, ag maar ons bly nou tussen al hierdie mense, en hulle is ons baase, en hulle regeer hierdie land. Nou, ons staan soos 'n seer vinger uit, want ons wil nie saam met hulle drink nie, ons wil nie saam met hulle vloek nie, ons wil nie saam met hulle losbandig lewe nie, ons wil lewe as kinders van die Here, en hulle spot ons daaroor. Moet ons nie nou maar bietjie toegee, maar soos hulle word nie. En dan gaan ons aanvaarbaar wees, en dan gaan die baas my 'n verhoging gee by die werk, en hy gaan minder streng op my wees. En dit gaan baie beter met my gaan, as ek ook maar bietjie saam met hulle loop, om die kompromieë aan te gaan, om te sê, kom ons word maar bietjie meer soos die wêreld, moet ons nou regtig so eng wees oor die Bybel en oor ons godsdiens. Die tweede ding wat kan gebeur, sê Dirkie Smit, is dat hulle kan begin twyfel, is dit die moeite werd? Is dit nou die moeite werd om aan Jesus Christus te behoort? Is dit die moeite werd om jou hele lewe lank vir die Here te lewe? En dis geen waarborg dat jy nie ook gaan kanker kry, dat jy nie gaan droogte ly, dat jy nie gaan swaar kry, dat jy nie gemoor word, dat nie by jou ingebreek en gesteel word nie. Is dit die moeite werd? Wat is die waarde daarvan om aan Jesus Christus te behoort? En hulle kon dit begin dink het. En die derde is, pas op vir verdeeldheid. Want die oomblik as dit begin sleg gaan,
dan begin mense met mekaar op beklei. Mense hanteer druk verskillend. En as begin sleg gaan, dan is ek sommer kwaad vir die dominee en ek is kwaad vir die ander lidmate en ons begin onder mekaar ook beklei. Want die druk raak te veel. Besop vir dit. En dan waarsku jy nie die 3 versoekings wat vandag nog net so bestaan. Maar dan kom en sê hy, en hy gee vir julle 3 opdragte sê hy. Opdragte wat hulle moet uitvoer en wat hulle moet doen, dan sê hy, julle moet onthou, julle is deel in die vuurproef van Christus se lyding. Julle loop saam met die Here 'n pad. En daarom moet julle onthou om julle te onderwerp aan Christus. Julle het 'n rede hoekom julle Christene is. En Christen wees beteken, julle aanbid 'n Christus wat gelei het. En dis die sin hoekom ons elke jaar 7 weke lank lydenstyd het. Want ons mense kan so maklik soos baie mense op aarde 'n welvaartsteologie begin glo. As jy aan die Here behoort, sal dit goed gaan met jou. Dis nonsens. Die Here het nooit gesê, as jy aan my behoort, gaan dit altyd by jou reën en dit gaan altyd by jou goed gaan, jy gaan altyd werk hê en jy gaan gesond wees. Dit staan nie in die Bybel nie. In die Bybel staan, as jy my wil volg, sê disippels, moet jy bereid wees om jou kruis op te tel en my te volg. Hoekom dit? Want hy het aan 'n kruis gesterf. Ons glo nie aan die ryk Christus nie. Ons glo nie aan die voortvarende Christus nie. Ons glo aan Jesus Christus, die gekruisigde seun van God, wat vir ons kom sterf het. En dit definieer ons geloof. Dis wie ons is. Christus het 'n vuurproef van lyding deurstaan. En ek moet bereid wees om daai pad saam met hom te loop. Maar die tweede ding dan is, onderwerp jou met alles wat jy het aan hom. En onderwerp beteken, gee jou siekte vir hom, gee jou bekommernis vir hom, gee jou swaar kry vir hom. Moet dit nie vir jouself hou nie, sê Petrus vir hulle, hier waar julle is. Ek weet dit gaan sleg met julle, maar gee dit alles vir die Here. En dan kom hy die derde, hy sê, maar bly standvastig mense. Asseblief, moenie toegee nie. Moenie dat die wêreld julle insluk nie. Moenie dat die mense daar buite met hulle lewenswandel en hulle manier van lewe om te sê, dit is oudtyds wat julle vanmôre hier doen. Bly standvastig. Die duiwel is slinks. Hy kom met slinkse maniere om vir jou te sê, pas op, moenie so eng wees oor die Bybel nie. En dit wat in die Bybel staan is maar baie oudtyds. Julle moet bietjie aanpas. Bly standvastig by die Here. En die wonderlik is, dan gee die Here beloftes. Die Here gee die mooiste beloftes om hulle te help. En die eerste belofte wat hy vir hulle gee, is hy sê, jou lyding, dit voel vir jou soos 'n ewigheid, maar is eintlik 'n kort tydjie. Verheug julle hieroor, selfs as dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings. Vir hulle voel dit soos ewigheid. En dit is so, as jy siek is, dan voel dit vir jou, jy bly vir altyd siek. En dit kom net, gaan net nie verby nie. En dan sê die Here vir jou, amper soos in daai Naskah-woestyn, kan ek jou bietjie optel, deur my gees, en dat jy net bietjie een keer net 'n blik kry oor die heelal en besef, jy gaan vir ewig saam met my lewe. En nou is daar so 'n stukkie van jou lewe wat jy swaar kry. Ek onthou so goed, my pa het op 79 ernstige kanker gekry wat toe tot sy dood gelei het. En ek vra vir hom op 'n dag, pa, nou, hoe voel pa oor dit? Hy sê vir my, ek het vir meer as 70 jaar die goeie van die Here gevat. Dan moet ek hierdie stukkie sleg van die Here, moet ek ook met vreugde vat en ek moet die pad loop. Is 'n kort tydjie. Dat jy 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings. Dit kom oor 'n mens. En daarom sê, sien die sin van die lyding in. Kyk, hoekom gebeur dit met jou? En dan sê hy, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Ek het dit al so baie keer gesê. Ek dink, as 'n mens gebore word, en jy word groot, en dit gaan met jou net goed as kind, en jy kom in die skool, en dit gaan net goed met jou. Jy staan altyd eerste, en jy sing die mooiste, en jy hardloop die vinnigste, en alles is net goed, alles is net reg. En deur jou lewe, alles val net in plek. Altyd. Jy word net nooit siek nie, daar gebeur net nooit iets sleg met jou nie. Dan wonder ek of jy by die Here regtig sal uitkom. Want hoe baie van ons kom juis by die Here uit in daai krisisoomblik, wanneer jy op hospitaalbed lê en boontoe kyk. In oomblikke van bekommernis en swaar kry. Wanneer jou geloof getoets kan word. En hy sê, julle geloof is baie kosbaar, en hy gebruik hy die beste wat hy ken, as goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud moet met vuur getoets word.
om die egtheid en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit die lof en die heerlikheid en die eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. En daarom, broers en susters, as daar iewers in jou lewe iets swaar kom, as daar 'n slegte oomblik kom, as daar 'n twyfel oomblik kom, en jy sê, Here, ek vat dit uit die hand uit, ek het U nog net so lief, maak nie saak wat gebeur nie. Dan gee jy ontsettende groot vreugde aan jou Here. Dat die Here weet, jy glo nie in Hom, net dat dit goed gaan nie. Net dat hy jou moet seën nie. Jy glo in Hom, want jy het Hom lief. En jy bly by Hom, want jy het Hom lief en jou geloof is getoets. En dan sê hy, omdat Christus liggaamlik gelyk, moet julle ook met die gedagtewapen, dat weer liggaamlik gelyk met die sonde afgereken het. Dis nie ek wat dit sê, die Bybel sê, wanneer jy iets swaar kry, dan reken jy af met die sonde. Dan gebruik die Here, dan louter hy jou, om onderkant uit te kom en dit gaan goed. Jy kry deel aan die Here se leiding. En daarom wil ek afsluit en vra, verstaan jy hoekom jy vandag lewe? Verstaan jy die prentjie? Al het jou lewe baie keer strepe en merke en dwarsstrepe en stoptekens en goeters wat jy vra wat jy nie verstaan, amper soos daai tekening in die Nazca woestyn. Maar wanneer jy by die Here kom en die Heilige Gees jou hart oopmaak en jou verlig, dan begin jy verstaan, ag Here, U weet so goed ver vooruit en U laat alles gebeur, net wat dit moet, wanneer dit moet, waar dit moet, soos dit moet. Dankie dat my lewe in U hande is. Amen. Dankie Here dat U so goed is vir ons en U sorg vir ons elke dag in ons lewe vir alles wat ons nodig het. Dankie dat U ons vanoggend so bietjie wou optel uit ons omstandighede uit die wêreldse omstandighede uit. Ag Here, en ons bid dit vanmôre vir mense wat swaar kry in al die oorloë wat oor die aarde woed. In Afrika, ook in Nigerië, in Sudan, oral. Here, mense wat verskriklik swaar kry, baie van hulle as kinders van U. Help hulle om dat hulle geloof gelouter word en dat hulle as oorwinnaars uit die stryd sal tree. En dat hulle aan U sal vashou. Gee hulle die krag en die genade daarvoor. Dankie dat U vir ons kom lei het, dat ons moet bereid wees om saam met U die pad te loop. In Jesus naam. Amen.